Die skrifgedeelte is vanuit Efesiërs hoofstuk 2, vers 11 tot 22. Efesiërs 2, vers 11 tot 22. So dit gaan oor die nuwe mensheid. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene, en julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Alles die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee Jode en die Jode een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muurskeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef, en deur vrede te maak het hy in homself die twee Jode en die Jode tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en die Jode, deur die een Gees, vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie. Nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete. 'n Gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word, as 'n geestelike huis waarin God woon. Tot sover lees ons saam. Die baie bekende Noord-Amerikaanse of liewer Kanadese teoloog wat almal van julle al van gehoor het, Eugene Peterson, skryf in sy boek Practice Resurrection, skryf hy uitgebreid oor hierdie gedeelte en ook ander gedeeltes. Maar dit handel oor to practice resurrection. Praktiseer die opstanding. Nou as jy Efesiërs noem in die teologiese wêreld tussen predikante, sal jy waarskynlik by baie van hulle die opmerking hoor, dis 'n reus in die teks van die Bybel. En as jy praat van Efesiërs 2, diegene wat ingelig is sal vir jou sê, wel in Efesiërs 2 vind ons die locus classicus van die hele saak van vrede. Peace. Dit is wat aan die kern hiervan is. Maar om dit alles bymekaar te bring, moet ons gaan kyk na die detail van die teks. En dit is nie net voor die hand liggend nie. Ek wonder hoe mense dit beleef. As ek dit so lees, dan klink dit soos 'n klomp inligting. En dit klink soos 'n waarskynlik, ek weet nie, maar as ek antisipeer hoe mense dit hoor, dan klink dit soos iets wat ek nie vinnig gaan onthou nie, maar vinnig gaan vergeet. So kom ons begin by die begin, by daardie eerste gedeelte. Paulus sê vir die gemeente in 'n brief, in die ander gemeente soos ons, lees dit ook deur die eeue. Hou in gedagte, remember, moenie vergeet nie, wie julle vroeër was, wie en wat julle vroeër was. Met wie praat hy? Hy praat met mense
wat eintlik uit die heidendom tot geloof gekom het. Hy praat nie primêr met Jode nie, praat met mense wat uit die heidendom kom. Ons praat van the Gentiles. So ek gaan deurentyd probeer om dit baie eenvoudig te maak, omdat dit 'n ingewikkelde teks is. Van julle geboorte was julle heidene, en julle is genoem onbesnedenis. So wat beteken dit? Die Jode was bekend dat hulle besny. Hulle was terloops nie die enigste groepering wat besnydenis gepraktiseer het nie. Maar dit is waar dat hulle bekend gestaan het, soveel so geïdentifiseer was met besnydenis, dat eintlik van hulle gepraat was as die besnydenis. Die wat besnydenis ondergaan het. Dit was 'n term van afskeiding, van een kant sit, van uniek wees. Julle was uitgesluit, die heidene was uitgesluit. So jy moet werk in hierdie teks met die konsep van inclusion and exclusion. Dit is ongelooflik belangrik om dit te verstaan en aan vas te. Van die begin, Paulus sê, julle was uitgesluit. Julle het nie gedeel in. Waarvan was julle uitgesluit? Julle was sonder Christus. Julle was tweedens uitgesluit uit die burgerskap van Israel. Julle was nie deel van Israel van ouds nie. Derdens, julle was ver van God. Vierdens, julle nie gedeel aan die verbonde en ook in die beloftes wat daarmee saamhang. Julle was vervolgens sonder hoop in die wêreld en ook bo dit al sonder God in die wêreld. So dis 'n status, dis 'n verduideliking van mense wat uitgesluit was. En dit is so ervaar deur te sê daar is wat besny is en hulle wat onbesnede is. Wie het dit gesê? Dit was die Jode wat gesê, hulle is die onbesnedenis. Die Jode het hulle eenkant gehou. Hulle het teen hulle gediskrimineer op grond van talle dinge. Grond daarvan dat die Jode die uitverkore volk was, dat daar 'n verbonde aangegaan was met Abraham, Genesis 17, besnydenis wat gegee is. Al daardie dinge om Israel suiwer te hou in die Ou Testament het meegebring dat ander was nie ingesluit. Ja, soos in Jesaja 57 en ook in ander tekste was daar verwysings van besnydenis wat dit met die hart van harte moet wees en nie net bloot 'n besnydenis wat met die hande verrig moet word nie. Maar die realiteit van die lewe van jou gewone mens in daardie era was, as hulle nie behoort het tot die Joodse geloof, dan was hulle uitgesluit. So het die Jode 'n sendingwerk gedoen, toenemend het hulle, ja. Dis wat hulle noem proselietmakery. En deel van die proselietmakery proses was om mense in te trek by die Jodendom en deur ook besnydenis te ondergaan, maar hulle kon nooit volledig deel wees van God se volk nie. Want God se volk, Ou Testament, vanweë al hierdie geskiedenis in die Ou Testament, was net die Jode gewees. En een van die merktekens was die besnydenis. Een van die ander merktekens was natuurlik die hele offerstelsel en daarmee saam die Torah, die geskiedenis wat God met sy volk gehad het. So julle was sonder God. Dis die toestand. Nou kan ons na die volgende skyfie toe gaan. So ek vat dit want daar's 'n verloop in die teks. Maar, but, daai vers 13. Verbuisterend. Maar, nou is julle, ek, ons wat nie tot die Jodendom behoort nie, een met Christus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, julle wat uitgesluit is, julle het nou naby gekom. Julle is nou deel van, deur wat? Deur die bloed van Jesus Christus. Wat is die bewoording? Wat word verduidelik? Dit beteken gewoon, deur die soendood van die Here Jesus Christus, deur die sterwe en die opstanding van Jesus Christus, het hy enige vorm van
verdeeldheid afgebreek. Kom ek gee 'n voorbeeld. En dis nie noodwendig wat hier ter sprake is nie, dis bloot 'n voorbeeld. Hier in die 1890s, as ek reg onthou, is daar in die argeologie ontdek in Jerusalem 'n gedeelte van daai balustrade, van daardie heininkie, wat tussen die gedeelte waar die heidene bymekaar gekom het, of hulle wat nie Jode is nie, en dan die meer heilige deel waar die Jode bymekaar gekom het. In Christus Jesus se tyd was daar ook, spesifiek in sy tyd, dit was wat opgegrawe was daar hierdie heininkie, 3 voet hoog, hierdie balustrade. En dan is daar by elke opening, was daar in Grieks en Latyn gesê, jy kan nie hier inkom, behalwe as jy jou lewe in jou eie hande neem nie. Jy is hiervan uitgesluit, afgeskei. Onthou julle in Handelinge, hier in die einde van, of laat in Handelinge, dan lees ons van Trofimus. Trofimus van Efese, Paulus wat aangekla was deur die Jode dat hy 'n heiden in die tempel ingebring het. Hulle het hom gesien in Jerusalem en toe het hulle daardie afleiding gemaak. Dit het ongelooflike probleme geskep vir Paulus. So wat is hier aan die gang? Ons is nie seker of hy dit wel gedoen het dat hy iemand ingebring het nie, maar die punt is, hulle was so erg daaroor dat hulle mense doodgemaak het. Wat deur aan die ander kant oor die skeidingsmuur by wyse van spreuke gekom het. Nou sê Paulus, met die Here Jesus Christus se koms, is julle wat ver was, het nou naby gekom. Julle het nou toegang. Nou, ek gaan net nou oor die implikasies hiervan praat, dan gaan julle verstaan. Christus is ons vrede. Locus classicus van vrede. Daar staan nie, hy het die vrede gebring nie. By implikasie het hy vrede gebring. Daar staan, hy is ons vrede. Hy is die bron, hy is die oorsprong, hy is die skepper van vrede. Vrede beteken wholeness of life and being. Vrede met God, vertikaal. Vrede met mekaar. He is the Prince of Peace. Daarvan sing ons gereeld. Hy is die prins van vrede. As jy oor Jesus Christus dink, dan moet jy dink in terme van die vredevolle bestaan wat hy bewerkstellig het. Die vrede tussen God en mens en die vrede tussen mense onderling. Wat gebeur in ons gedagtes as ek dit sê? Waarskynlik, ek sien dit nie. Ek sien dit nie in hierdie wêreld nie. Ja, ons kan vir mekaar sê, soos Jimmy so mooi gesê het vanoggend, ons bid, ons is dankbaar vir vrede in die Midde-Ooste, vir hoe lank dit ook al is. Die feit is, dit is wat Christene behoort te doen. Ons behoort oor vrede te praat, ons behoort oor vrede onderling te praat tussen mense. Absoluut. Ons behoort aan die Christus wat vir ons vrede gebring het. Vrede, nie net die afwesigheid van oorlog nie, maar vrede wat beteken 'n verhoudingsherstel, 'n verhouding waarin almal kan, die ou Afrikaanse woord, gedei, where you can live yourself to the fullest, Johannes 10 vers 10, where you can have life. Dis wat die Here Jesus Christus kom doen het. Nou stop ek vir 'n oomblik. Ons dink baie keer oor kerk, en dis hoekom ons moedeloos en hartseer word oor kerk. Ons dink baie keer in terme van wat ons moet doen. Kyk, as predikante is dit ons grootste probleem, in 'n sekere sin. Ons moet altyd besig wees, en ons moet altyd doen. En daar is altyd 1001 goed wat nog gedoen moet word. Dat ons vergeet, dat al hierdie dinge is waar, sonder dat iemand 'n vinger verroer het, want dit is deur Christus gedoen. Die wese van die kerk is, Eugene Peterson praat van die ontologie. Die wese van die kerk is, dat Christus het gedoen, en ons is in Christus, en deel in Christus, en ons rus in Christus, in hierdie waarhede. Dit is van my waar, van jou waar. Jy maak dit nie waar nie. Ek maak dit nie waar nie. Ek kan nie dit waar maak. Dis Christus wat dit waar maak. So ek pleit dat ons net weer vir mekaar sê en vir onsself sê,
Ons is hier, courtesy of Christ. Ek leef 'n lewe, courtesy of Christ, wat hy geskep het. En ek verlang en ek hoop en ek bid vir die lewe wat hy gee en hy skep. Nie wat ek desperaat probeer vir myself skep en uitbreek en maak in hierdie wêreld nie. Baie van ons probleme begin juist daar. As julle gaan kyk na die gedeeltetjie wat ek geskryf het in die blaadjie, is 'n baie groter saak. Dit is wanneer Andrew Root, hy haal vir Charles Taylor aan. Nou kyk, as ek nou dit sê, nee, en iemand hoor my, dan wonder hulle of ek nou maar net gehoor het van Charles Taylor en van Helmut Rosa en alles. Ja, natuurlik, maar ek lees ook daaroor en ek worstel daarmee omdat ek dink dit belangrike goed is wat Andrew Root in 'n verskeidenheid van boeke aanspreek. En een van die goed wat hy sê is the weariness of the self, want alles moet vinnig gebeur. Ons leef in 'n era waar alle vinnig, alle besig. Dit is altyd opdragte. Maar waar kom ons op die punt dat ons onsself net herinner, onthou julle waar julle was? Jy sien, ons is geprogrammeer om te wag in 'n preek vir die gedeelte van wat ek moet doen. Dink 'n bietjie daar. Hy sê, julle was ver, maar deur Christus se toedoen het julle naby gekom. Hy is ons vrede. Nou wat het hy gedoen? Hy het 'n nuwe mensheid geskep. Mense, weet julle wat se waarhede ons hiermee besig is? Weet julle wat probeer ek gebrekkig oordra? 2 Korintiërs 5 vers 17, een van die standaard tekste, een van die mooiste tekste wat daar is, van die nuwe skepping. Jesus Christus het nie die Jode in die Joodse godsdiens laat ontwikkel in Christendom in nie. Hy het nie van die Jode 'n natuurlike oorgang gemaak na die Christendom nie. Is gewoon net nie waar nie. Is gewoon net nie Bybels korrek nie. So by die beheptheid wat baie mense het met Judaïsme as synde die uitverkore volk nog steeds, lees wat staan hier. Lees wat daar staan is, hy die twee, Jode en nie Jode, het hy een gemaak. Hoe het hy dit gedoen? In homself het hy 'n nuwe mensheid geskep. Die nuwe skepping waarvan hy die eersteling is. Die eerste van die nuwe skepping is Jesus Christus, die opgestane Here. Daarom deel ons, die heidene, die vorige heidene en die Jode, gaan via Christus in 'n nuwe mensheid in. Dit mag vir julle miskien nie belangrik klink nie, maar dit is ongelooflike belangrike verstaan van wat Jesus Christus kom doen het. Hy's uniek. Hy's totaal uniek. Daar bestaan nie 'n ander werklikheid buite Jesus Christus om nie. Hoor julle wat ek daarmee sê? Daar is niks buite Jesus nie. Buite Jesus is daar net dood. In hom is lewe en vrede. Christus is ons vrede. Deur sy liggaam te gee het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër skeiding gemaak het. Mense, hoe het hy dit gedoen? Hoekom het hy vir die kinders gesê in die vorm van 'n swaard, wielding a sword? Wanneer hy aan die kruis gespyker word en geslaan word, en wanneer aan hom die dood toebedeel word, dit is die volmaakte ironie eintlik. Dan aan die kruis in sy onmag is hy die een wat die kryger is wat die dood en die sonde vernietig, asof met 'n swaard. Die kruis is die swaard waarmee hy dood maak. Wat maak hy dood? Hy maak dood die vyandskap, die skeiding tussen mense. Dis hoekom ons almal so allergies behoort te wees vir enige vorm van skeidinge, van kwalifikasies en diskwalifikasies binne die kerk. Daar's nie diskwalifikasies binne die kerk.
Nie as jy Efesiërs 2 baie duidelik lees. En kyk, onthou ons praat van een van die magistrale werke. En is nie net hier in Kolossense 2 kom dit ook na vore. Kan weer daar gaan lees. Ons is hier besig met Christus se dinge. In Christus is ons identiteit, die van gelowiges. Ons is 'n nuwe huisgesin, 'n nuwe skepping. Dis wie ons is in Christus. Maar dit is nog erger as dit. Ons sal nou daarby kom, volgende teks. Dan kom hy by daardie vers 15. Kyk, baie mense kry die horries as hulle hierdie gedeelte lees. En hulle wil hom herinterpreteer, hulle wil hom verander, hulle wil enigiets met hom doen. En ek gaan vir julle 'n paar voorbeelde gee. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef. En daar staan dit. Nou wat nou? Die Torah, die 10 gebooie, die Ou Testament. Ons kan dit baie maklik verklaar. Ons kan dit baie maklik interpreteer. Ons kan dit baie maklik weer weginterpreteer. Dat Paulus eintlik bedoel het, dat die wet van Moses, die morele kant van die wet is nog steeds in plek, maar al dit wat rondom 622 plus verduidelikings rondom die wet, dit is weggeneem, maar die standaard van die Torah bly. Mense, jy kan dit sê, maar wat maak jy met Matteus 22? Waar Jesus 'n nuwe interpretasie gee, rondom wat die belangrikste is. Weet julle wat doen ons? Ons gaan kyk na die wet alleen, sonder God. Is Jesus God? Is hy besig om te sê wat die wil van hom, die Vader, die drie eenheid is? Is dit wat besig om te gebeur? Of is dit Christus en hier is nog die Torah? Ek stel dit so, want ek wil julle moet daaroor dink. Natuurlik kan ons dit lees, maar die funksionering van die Ou Testamentiese wet was nie meer deur Jesus bedoel, en dis wat hy van praat, om skeiding te bring. Want as gevolg van die oortreding van die wet, het daar skeiding gekom tussen God en mens, die sonde is uitgewys. Vanweë die oortreding was dit duidelik dat daar skeiding is tussen mense. So moet ons daaroor dink. Moenie goed inlees wat ek nie sê nie, maar moet nie verby dit alles gaan wat daar staan nie. Hoe gaan ons dit hanteer? Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef. En deur vrede te maak het hy in homself die twee, die Jode en die nuwe Jode tot een nuwe mensheid verenig. So iewers moet ons vir mekaar sê dat die wet se funksie, die Ou Testamentiese wet en funksie het verander. Is anders hanteer, anders geïnterpreteer as wat dit in die Ou Testament was. Paulus gaan 'n stap verder en hy sê die besnydenis wat met mense hande verrig is van nul en geener waarde. Nou sal mense vir jou sê hy het dit nie opgehef nie, hy het dit nie laat staan nie, hy het dit net ander vulling gegee. Ja, jy kan dit sê. Maar jy moet baie versigtig wees dat met alles wat jy sê, is jy maar net weer terug by wat in die Ou Testament geleer is. En dit so baie mense die Ou Testamentiese wet hanteer. So iewers dit moet ons in hierdie uiters moeilike teks vir mekaar sê, in Christus Jesus het daar fundamenteel 'n nuwe begin gekom. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Fundamenteel. Daarom lees ons steeds die wet. Nie met negativiteit nie, maar ons lees dit in die lig van Christus. Sien julle die prentjie? Jy lees dit in die lig van Christus. Dit beteken nie dis nie belangrik nie, maar dit is in Christus wat dit geïnterpreteer word. Wat doen hy in Matteus 5? Hy interpreteer juis die wet. Nou gaan jy, as jy gaan dit bestudeer, dan gaan jy sien dat al daardie dinge is steeds van toepassing in dit wat Jesus Christus geleer het. Dit het nie verlore geraak nie, en vandaar die wet, ek het nie gekom om dit te vernietig nie, maar om dit 'n dieper vulling te gee. Dis wat hier ter sprake is. As ons nie dit sê nie, hoe gaan ons by hierdie teks verbykom? Daar's een nuwe mensheid.
Deur sy dood aan die kruis het hy einde gemaak aan die vyandskap. Dit gaan juis oor die vyandskap, waarvan hy moes ontslaa raak tussen God en mens. Dis die rede hoekom Christus Jesus volmaak aan die wet moes voldoen. Dit is die rede hoekom in Esegiel 36 vers 26 sê, ek gee vir julle, ek haal julle die kliphart uit en ek gee vir julle 'n hart van vlees. So ek pleit maar net by almal van ons om nie net by hierdie teks verby te gaan, asof dit nie daar staan nie. Daar het 'n geweldige saak na vore gekom. En ek weet dat ons dit almal op sy eie manier kan en wil interpreteer. So kom ons dink net mooi daaraan. Jesus Christus het die wet volkome gedoen en hy skep 'n nuwe mensheid in hom. Volgende skyfie. Deur dit te doen, het hy 'n boodskap van vrede gebring. Vir hulle wat ver van God was en hulle wat naby aan hom was. Vir die Jode en die Jode. Maar wat is dit? Hoe werk dit nou? Die Gees is gegee in elke een van ons se harte. So daar is 'n nuwe wet. Dit wat in beginsel in die Ou Testament bestaan, daai funksie van die Ou Testamentiese wet, dit het 'n nuwe vulling gekry, 'n dieper vulling. Dis meer belangrik as ooit van tevore, maar dit het nie meer hierdie gedagte van die reëls en die moets en die moenies, dit het die gedagte van die inwoning van die Heilige Gees, want dit is waar Jesus Christus in ons inwoon. Ons kerk is arm, die teologie is arm, dit word hedendaags weer ontdek. Het was nie so, daar was 'n tyd dat mense dit baie beter verstaan het in die verlede. Die inwoning van Jesus Christus deur sy Gees. Daardie inwoning waar die Gees ons in ons harte 'n hart gee wat my wil van God te doen. Want dit is tog wat die wet is. Dis nie iets wat los staan nie, dit gaan oor die wil van God. Dit alles pas in binne die wil van God. So dis baie groter en baie ruimer as om net 'n paar reëls die hele tyd op te hamer. Dit is die bedoeling van die wet wat die Here Jesus in Matteus 5 sê. Julle het die reëls probeer nakom en dit gemanipuleer en dit geïnterpreteer, maar die hart daarvan het julle verloor. Daarom sê ek vir julle. Byvoorbeeld, hy wat na 'n vrou kyk met begeerte in sy hart, net klaar egbreek gepleeg. Sien julle wat hier aan die gang is? Hy maak dit meer en dieper om die bedoeling van God na vore te bring. Nie net steel as 'n daad nie, maar dit van die hart. Maar ek gaan my Gees gee om in julle in te werk, in julle in te woon. Ek gaan Christus in julle laat grondvat. Dit is wat hy sê. Weet julle wat gebeur hier? Jesus Christus kom woon in ons in en maak van ons nuwe mense. Dit is gewoon nie waar om te dink ek moet opklim na die hemel deur gehoorsaam te wees en dan sal ek miskien dit maak nie. Dis nie hoe dit werk nie. Hoe dit werk is, ek het ontvang. Ek is deel van die nuwe mensheid. Julle is deel van die nuwe mensheid. Nou moet ons gaan leef uit dit wat van ons waar is. Deur die Gees wat aan ons gegee is, wat in ons werk, wat in ons die begeerte gee om die wil van die Vader te doen. Moenie dink in terme van net 'n paar reëls nie, want jy dink te arm. Jy dink te arm, te dun, te min. Dan verstaan ons dat jy die Here jou God moet lief hê met jou hele hart. Wat het die Jode gedoen? Hulle het die wet van ouds gevat en hulle het nog 600 plus stipulasies gegee. Die Here sê in Matteus 23, wee julle. Hy spreek 'n verskriklike oordeel oor julle uit. Hy spreek in 25 'n oordeel oor hulle uit. Want julle het gemaak dat mense ver van God af is. Julle het ondraaglike laste op hulle gesit wat julle self nie bereid was om te dra nie. Hoekom? Want julle harte was nie in dit nie. Daar was nie 'n verhouding met die Here nie. Daarom, as ons die Ou Testamentiese wet lees, dit is hoekom ek dit so verduidelik het,
dan lees ons dit met 'n nuwe begrip, 'n nuwe verstaan, en ek sien die volle vulling daarvan, van Jesus Christus, hoe hy dit gedoen het. Dan gaan dit nie net meer oor reëls nie, dan gaan dit oor wat hy gedoen het en wat hy vra van ons en hoe ons moet wees. Maar weet julle wat sê hy? Is 'n merkwaardige teks, vers 18. Hy sê, ons het almal, Jode en nie Jode, het ons toegang tot die allerheiligste. Meer as dit, met die inwoning van Christus het ons daagliks toegang. Hoekom maak ons so min daarmee? Dat ek en jy daagliks 'n vrye audiensie het tot God. Want hy woon in ons in. Ons is bang. Ons is gewoon bang vir hierdie massiewe waarhede, hierdie magistrale waarhede. Ons is bang daarvoor. Ons verstaan nie heeltemal wat hier aan die gang is nie. Ja, dit is so erg en nog erger, dat hy ons deel gemaak het van hom, dat hy in ons inwoon, dat ons deel is van die nuwe mense. Dit is so, dis ontsaglik. Jy het daagliks vrye toegang. Ek onthou ek het 'n vrou geken in Alexandrië, en dan bel sy my en dan sê sy vir my, ag mevrou, ek het 'n audiensie nodig. En skryf een van die kommentatore, hy sê, wil jy 'n audiensie hê met God? Mieke was 'n klein dogtertjie, ons jongste dogter, toe gaan ons Engeland en my broer hulle toe. Was hier in 2004, toe hoor sy van die koningin, wat 'n tee gee, 'n garden tea. Toe sê sy vir die koningin, toe sê sy vir ons moet vir die koningin laat weet, dat sy daar is, want sy is oortuig, as die koningin weet sy is daar, sal sy vir haar nooi. Ons kom in Stratford upon Avon by, wie sy huis? Shakespeare. Sy is sielsongelukkig dat Shakespeare nie daar is nie. Dis baie ongeskik. As hy as mense van kom kuier dat hy nie daar is nie. Hoe kan dit wees? Die audiensie. God ontvang ons nimmer eindigend, daagliks nimmer eindigend, vir ewig. Het ons 'n volle toegang en audiensie. Met sy inwonende gees. Deur hom het ons vrye toegang. Julle is dus nie meer ver van God af nie. Hy sê, julle is nie ver van God nie. Julle is een nuwe mensheid, julle is 'n nuwe huisgesin van God. Julle almal is 'n nuwe huisgesin van God. Julle is nie besig om net 'n bietjie godsdienst te bedryf met 'n paar reëls en regulasies nie. Julle is nuut gemaak, julle is ingegiet. Julle is ingelyf in Christus in. In julle harte is 'n nuwe gees, 'n nuwe wet gegee. Julle het 'n hart van vlees gekry om die wil van God te doen deur sy gees. Sien julle hoe groot is dit wat Christus kom doen het? Dis nie meer net 'n paar reëls nie. Dis baie meer as dit. Dan gaan hy na die volgende gedeelte en daar gee hy die samevatting. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels. Wat staan daar? Staan daar, julle is besig om die gebou op te rig? Is ek desperaat besig om 'n kerk te probeer bou? Of is dit Christus wat op sy manier deur homself en sy profete van ouds en almal wat vandag meewerk daartoe, hy bou die gemeente op. Ja, ek is daarbey betrokke, maar asseblief tog, dit hang nie van jou en my in die laaste instansie af nie. Dit hang af van dat God in Christus Jesus dit doen. Hy is die hoeksteen wat keer, daardie hoeksteen, daardie fundament. En ja, die ou diskussie wat 'n ewige diskussie is, die hoeksteen of 'n sluitsteen, dan in hierdie konteks is dit duidelik. Dat het gaan daaroor dat hy is daardie hoeksteen wat keer dat die gebou in mekaar stel, dat hy afgly van bo die heuwel af in die Himnondal in. Hy is die een wat die fundament is van alles. Dis waarmee hy besig is. Hy's besig met jou en my. Ek kan nie daardie eindresultaat sien nie. Ek kan nie sien hoe God die eindresultaat gaan laat werk. Maar ek weet iets uit die woord uit. Daar verrys saam met hom 'n gebou wat eendag volledig sal blyk te wees. Wat tot volle ontplooiing sal kom. Dis sy werk. En my en jou aandeel, natuurlik moet ons alles doen van ons kant af om binne hierdie verhouding met hom te lewe. Maar die gebou verrys tot 'n heilige tempel vir die Here.
in wie julle ook saam gebou word, opgebou word, as die geestelike huis waarin God woon. Sien julle, hier gaan dit oor verhoudings, ek sluit af. Dit gaan oor verhouding. 'n verhouding vertikaal wat herstel is, 'n verhouding horisontaal wat herstel is, 'n intrek in sy wese in. Connie Burger het 'n pragtige boek saam met iemand anders geskryf in hierdie verband, waar hy talle ander teoloë aanhaal rondom die inwoning van Christus, abide in me. In daardie inwoning van Christus in my, kry ek 'n nuwe hart, 'n nuwe begeerte, 'n nuwe gesindheid, om nie net te kyk met hoe min kan ek wegkom, maar dit is 'n hart waar ek deur die Gees nuut gemaak word tot 'n nuwe mensheid, om 'n lewe van liefde te leef. Nie net 'n lewe van beperkte gehoorsaamheid nie. Nie net 'n lewe waarin ek in beheer is van moeds en moenies nie, want dis wat die Fariseërs gedoen het, maar waar hy deur sy Gees vir jou op weg neem. Sien ons kans daarvoor? Wil ons 'n lewe van vrede hê? Ek het julle gesê, dis die locus classicus van vrede. Klassieke lere oor vrede. Die volledige lewe, the wholeness of life, gaan oor om in hom, in hierdie nuwe mensheid te leef, onder leiding van sy Gees, om jouself aan hom weg te gee daagliks, om sy wil in alles te soek, te doen, te vind. Mag die Here julle daartoe help, mag hierdie teks vir julle seën, troos, bemoedig, met die geweldige waarhede wat hier na vore kom. Amen.